Numeri, hoofstuk 21. Toe die Kanaaniet wat koning van Arad was, hoor dat die Israeliete in die rigting van Atarim trek, het hy besluit om teen hulle te veg. Hy het ook van die Israeliete as krygsgevangenes weggevoer. Daarop het die Israeliete 'n gelofte gemaak aan die Here. Hulle het gesê, indien U ons help om hierdie volk te oorwin, sal ons al hulle stede met die banvloek tref. Die Here het geluister na die versoek van die Israeliete en die Kanaaniete in hulle hand oorgegee. Toe het die Israeliete hulle en al hulle stede met die banvloek getref. Hulle het die plek Gorma genoem, wat met die banvloek vernietig beteken. Van die berg Hor af het die Israeliete weggetrek in die rigting van die Rietsee, sodat hulle om die land Edom kon trek. Die volk het egter langs die pad ongeduldig begin word. Toe het die volk teen die Here en teen Moses begin kla. Hoekom het julle ons uit Egipte laat trek, net om hier in die woestyn om te kom? Kyk, hier is glad nie brood of water nie, en ons is moeg vir hierdie walglike kos. Die Here stuur toe giftige slange onder die volk in, wat baie van hulle gepik het. Baie Israeliete het gesterf. Toe het die volk vir Moses genader en vir hom gesê, dit was 'n groot sonde aan ons kant om so teen die Here en teen jou uit te vaar. Bid asseblief dat die Here hierdie giftige slange wegneem. Toe bid Moses vir die volk. En die Here sê vir Moses, jy moet 'n afbeelding van 'n giftige slang maak en dit dan bo op 'n paal sit. Iemand wat gepik is en na die slang kyk, sal bly leef. En Moses het 'n koperslang gemaak. Hy het dit bo op 'n paal vasgesit. As iemand gepik is deur 'n slang en na die koperslang gekyk het, het hy nie gesterf nie. Vandaar het die Israeliete verder getrek en by Obot kamp opgeslaan. Van Obot af het hulle verder getrek en by Ije Abarim, wat oos van Moab in die woestyn was, kamp opgeslaan. Hulle het vandaar getrek en langs die Sered-spruit kamp opgeslaan. Daarvandaan het hulle getrek en in die woestyn langs die Arnon rivier kamp opgeslaan. Die Arnon rivier is die grens tussen die Amoriete en Moab. In die boek van die oorlog van die Here word daar mos gesê, by Waeb, wat in die gebied van Sufa is, en die valleie waar die spruite is, en die Arnon, en teen die hange waar die spruite afloop na Ar, wat aan die grens van Moab is. Vandaar het hulle na Beer getrek. By daardie put het die Here vir Moses gesê, jy moet die volk bymekaar roep, sodat ek water vir hulle kan gee. En die Israeliete het hierdie lied gesing, jy moet opborrel oopput, en ons sal sing daarvan. Hierdie put is deur die volksleiers gegrawe. Met hulle septers en met hulle kieries het die volk se edeles dit oopgemaak. Daar van die woestyn af het hulle opgetrek na Matana. Van Matana het hulle getrek na Nagaleel en daarvandaan na Bamot. Van Bamot af het hulle getrek tot in die vallei wat in die grondgebied van Moab is. Dit is daar naby die piek van Pisga wat 'n mooi uitkyk oor die wildernis het. Toe stuur die Israeliete boodskappers na Sion wat koning oor die Amoriete was. Ons wil graag deur u land trek. Ons sal nie in julle landerye of in julle wingerde gaan nie. Ons sal ook nie enige water uit julle putte drink nie. Ons sal hou op die koningsweg totdat ons deur julle grondgebied getrek het. Sion het egter geweier dat Israel deur sy grondgebied trek. Hy het sy manskappe bymekaar geroep en die woestyn ingetrek in die rigting van Israel. Daar by Jaas het hy teen die Israeliete geveg. Die Israeliete het hom egter met die swaard oorwin in die geveg en sy land vanaf die Arnon rivier tot by die Jabok ingeneem, al die pad tot by Ammon, want die grens van die Ammoniete was baie sterk. Toe het die Israeliete al die Amoriete se stede ingeneem en in Gesbon en sy omliggende dorpe gaan woon. Gesbon was die stad waarin Sion, die koning van die Amoriete, gewoon het. In die verlede het hy oorlog gemaak teen die vorige koning van die Moabiete en sy land tot by die Arnon ingeneem. Dit is hoekom die digter sê, kom na Gesbon, want die stad van Sion moet weer opgebou word. Kyk, daar het 'n vuur uit Gesbon gegaan. 'n Vlam het uit die stad van Sion gegaan, wat Moab en sy bewoners van die Arnonhoogte verteer het. Wee Moab, want jy is vernietig, o volk van Kemos. Sy seuns het vlugtelinge geword en sy dogters is die gevangenes van Sion, koning van die Amoriete. Ons het hulle geskiet. Hulle is van Gesbon tot by Dibon vernietig. Tot by Nofag en Medeba
het ons hulle met vuur verwoes. En die Israeliete het in die land van die Amoriete gaan woon. Toe stuur Moses verkenners na Jaser, en Jaser met al die omliggende dorpe is ingeneem. Die Amoriete wat daar gewoon het hulle weggedryf. Toe draai hulle en trek in die rigting van Basan. Maar Og, koning van Basan, het met al sy manskappe teen hulle opgetrek om by Edrei teen hulle te veg. En die Here het vir Moses gesê, julle moet nie vir hom bang wees nie, want ek gee hom, sy volk en sy hele land aan jou oor. Doe met hom wat julle gedoen het met Sihon, die koning van die Amoriete, wat daar in Gesbon gewoon het. En hulle het hom, sy seuns en sy manskappe verslaan. Daar het nie een van hulle weggekom nie, en hulle het sy land ingeneem.